Goeiemôre almal. Dit is Dinsdagoggend. Vandag is dit die 18de Augustus. Dis die jaar 2026 se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor te jonk. Dis so lekker wanneer 'n mens sien dat jong mense die Here dien en hulle gaan kerk toe en hulle woon by einkomste by of hulle doen sommer op social media net 'n getuienis om te sê dat die Here is met hulle. En dan maak dit my baie, baie opgewonde, maar baie jong mense wil nie die Here dien nie. Nee man, ek is nog jonk, daar's nog baie tyd. Ek het so 'n bietjie gaan naslaan, hoeveel jong mense sterf per jaar net in Suid-Afrika. Ek het geen ander land gevat nie. 26,000 tussen die ouderdom van 15 en 29 en 47,7% daarvan is nie natuurlike oorsake nie. So dis kar ongelukke, selfmoord. Jong mense doen die snaakste goed. Hulle sê vir mekaar, hulle deer mekaar, kom ons doen dit, kom ons doen dat. En dan sterf hierdie jong mense. Ek onthou so ruk terug, jy spring op en dan ander trip jy. En toe daai kind geval en net nooit weer opgestaan. Mors dood. Ek meen, dit is nie reg nie. Nou dink 'n mens, weet, ek is jonk. Hoe kan ek my lewe geniet? Om 'n Christen te wees. Dit is mos nou nie, kyk hoe lyk hulle, lyk soos klomp suurknolle die ou mense. Ek wil nie so wees nie. Ek wil jonk wees, ek wil my lewe geniet. Nou Psalm 119 vers 9 sê: "Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberg dat ek teen u nie sal sondig nie. Loofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Ek het my lippe vertel van die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in die insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie." Halleluja. So dis vir my belangrik dat die kind van die Here, as hulle jonk is, geleer word dat dit goed is om die Here te dien en dat dit nie 'n straf is nie, dat dit lekker is om die Here te dien en ons lag altyd en ons gesels en ons doen lofprysinge tot eer van die Here. Ons moenie wetteloos lewe nie. Die jong mens, vir die jong mens is dit moontlik om binne die ruimte van die wette van God te lewe. Vryheid beteken nie bandeloosheid. Daarom leer die skrif ons, want julle is tot vryheid geroep. Broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vleeslikheid nie, maar dien mekaar deur die liefde, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring as vry mense, nie asof julle vryheid as 'n dekmantel vir die boosheid het nie, maar as 'n diensknegt van God. Die uitdaging kom dan ook tot almal om nie in die wêreld die dinge van die wêreld lief te hê nie en om te vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, om vir die duiwel geen plek te gee nie en om geen voorsorg vir die vlees te maak vir sy vleeslike begeertes nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde lief te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning, die ewige beloning wat hy sou kry. Die duiwel is nie dom nie, moenie dink hy gooi 'n hoek uit sonder aas nie. Jong mense dink soms dat dit onbillik is om van hulle verwag te word om so gou 'n Christen te word. Hulle sien nie kans om baie dinge op te gee nie. Hulle vergeet dat die Here sê dat hy die goeie nie sal onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Nou as ons na Prediker gaan kyk, Prediker 11, hier vanaf vers 9. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in gerig sal bring en weer verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nie nietigheid. So as jy jonk is, dan is jy baie sterk en jy doen baie dinge, en as jy ouer word, het jy krankheid in jou liggaam. So wees versigtig wat jy doen met jou lewe. Halleluja.
En dan sê die woord van die Here ook, hy vergeet dat die Here sê dat hy die goeie nie sal onthou van die wat in opregtheid wandel nie, halleluja, so die Here kyk uit vir ons, en dink aan, aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het geen behaag meer daarin nie. So jonkheid is geen verskoning om tot bekering te kom nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vanoggend met die jong mense spreek. Here, dat hulle sal weet, dit is nie verkeerd om die Here te dien nie. Eintlik is dit baie lekker. En ons is opgewonde wanneer jong mense kies om die Here te dien eerder as die wêreld. Here, help elkeen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.